Ons lees 'n interessante gedeelte in 2 Konings 22 vers 8, dat die hoëpriester sê, ek het die boek van die wet in die huis van die Here gevind. Die wetboek van die Here. Dit is skokkend en ironies dat Israel die woord van God eintlik verloor het. Dit behoort vir ons vreemd te wees, dat 'n volk wat bekend was as 'n volk van die boek, eintlik dit verloor het wat die middelpunt van hulle identiteit was. Die wetboek het die geskrewe rekord van God se genadige verbondsverhouding met sy volk verteenwoordig. Nog meer skokkend en ironies is dit waar dit weggeraak het. Koning Josia, een van die min goeie konings in Israel se geskiedenis, het 'n bouprojek begin om die huis van die Here te herstel, omdat in die tyd van die heerskappy van Manasse in verval geraak het. Tydens hierdie herstelpoging het Hilkia die boek van die wet in die huis van die Here gevind. Nou moet jy raak sien, die volk het nie die boek van die wet in 'n grot verloor, of iemand het dit gekom en het gesteel nie. Hulle het dit in die huis van die Here verloor. Die laaste tragedie en ironie kom as ons sien wie dit is wat die woord verloor het. Dit was die priesters wat die taak gehad het om dit op te pas en hulle het dit verloor. Hulle taak was om die wet van die Here altyd voor die koning en die volk voor te hou. Daarom is hierdie gebeure 'n groot waarskuwing vir ons vandag. Dikwels interpreteer ons die identiteit van die vyand verkeerd. In die kultuur wat toenemend wêrelds word, dink ons dat die grootste bedreiging vir die Here se woord die vyandigheid van die wêreld is, maar is eintlik die stil soeye van die kerk. Die kerk wat wegdraai van dit wat aan ons geopenbaar is. As die woord van God in ons tyd verlore gaan, sal dit nie wees omdat die wêreld dit uit ons hande geruk het nie. Dis eerder omdat ons dit verwaarloos en ons respek daarvoor verloor het. Die primêre verantwoordelikheid om te keer dat die woord van God verlore gaan, rus op die skouers van hulle wat geroep is, om dit as die lig op hulle pad en die lamp vir hulle voet te kan sien. Nou, hoe doen ons dit? Ons doen dit deur die woord van die Here aktief in die middelpunt van ons lewens te plaas. Ons huwelike, ons gesinne, ons kerke, ons huise. Alle Christene moet daarom vind wat hierdie hoëpriester Hilkia gevind het. As jy hierdie uitdaging aanpak, om die woord van die Here eerste te stel, gaan jy ander wonderlike dinge ook ervaar. Eerstens, as jy die woord van God vind, verander dit vir jou. Dit bring 'n hervorming van jou lewe, 'n heroriëntering van dit wat belangrik is. Ons sien dat nadat die hoëpriester die boek van die wet gevind het, word dit in die teenwoordigheid van koning Josia gelees. Toe hy dit hoor, het hy sy klere geskeur, hy het berou getoon en 'n nasionale hervorming van stapel gestuur. Dit het beteken dat die afgode uit Israel se lewens verwyder was. Want wanneer jy die woord van God vind, word jy altyd gelei om ontslae te raak van die afgode in jou lewe. Maar meer belangrik, wanneer jy die woord van God vind, vind jy deur Jesus self. Hier staan op die skerm in Engels, you find Jesus. Jesus wat die woord is die blikrigting van die Bybel. Die hele skrif praat van Jesus. Daarom as jy vind wat die hoëpriester gevind het, die woord van God, gaan jy die grootste en die kosbaarste geskenk kry, Jesus self. Hy is die een deur wie God nou met ons praat. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons U woord gegee het. Help vir ons om dit eerste te stel, ook vandag. Amen.